3, 2, 1. Hallo julle, raai wat? Dis julle favourite, Frisky Mariski. En is alweer tyd vir nuus in 'n nutshell. En daar het 'n leeu ontsnap. Letterlik. Dink aan Simba the Lion. Okay, dramatiese video footage het gister die internet oorgevat van 'n leeu wat blykbaar op pad Lichtenburg toe uit die waantjie, okay, kom ons noem dit nie 'n waantjie nie, die transportation uit bo opgeklim het en afgespring het terwyl die motoris dit afgeneem het of iemand in die kar agter. Julle crazy. Northwest now, where motorists were astonished when a lion made a daring escape while being transported in that province. Now, the animal was caught on video breaking out from the roof of a wildlife transporter before leaping to the ground while the vehicle was still in motion. Yeah, no, the driver immediately pulled over before making off into an area in the vicinity of Lichtenburg and Zeerust. The escape artist has been recaptured safely. Gelukkig het die lionhunt nie lank aangeduur nie, want die eienaar het reeds aan my bevestig dat hierdie leeu 100% veilig is en absoluut geen skade veroorsaak het nie. Die eienaar wou ook nie verder uitbrei oor die leeu of die omstandighede nie. Maar ek het 'n voeltjie oorvlei dat hierdie leeu op 'n auction gekoop is. Nylstroom nogals. But no harm was been done. No lion, no person, no news anchor was harmed during the filming of this news bulletin. En op 'n meer ernstige noot, julle, die back and claw disease, foot and mouth disease, is nog steeds 'n fishy topic in die beef-industrie. Okay, verlede week het Minister of Agriculture, John Steenhuisen, gesê, hulle gaan maandag, gaan hy 'n briefing hê wat hulle aan hom terug gaan rapporteer oor wat die fok aangaan. Long story short, ek het 'n voeltjie oorvlei dat daar 'n tweede uitbraak was by die Kern Beef wat ek verlede week probeer bevestig het. Maar die sneaky boggertjies het dit eers 'n bietjie toetrui smeer, my probeer confuse en eers toe 4 dae later bevestig dat daar wel 'n tweede uitbraak is. Nou, omdat ons die tea spel, soos dat hulle sal sê, kom ek vertel vir julle wat het 'n ander voeltjie my ook gesê, dat hierdie trop beeste wat nou weer infected is, deel is van die beeste wat vaksines gekry het deur die minister se visit vroeër hierdie jaar. Now, how about you take that and swallow that and chew on that, sir? Anyways. Daar is nog gerugte dat daar 'n geval in Parys is en there are calls dat Sasolburg as 'n area condemned word waar dit ook 'n moontlike uitbraak is. Shit, daar was 'n mouthful. Jy smaaks vol van pans vandag. Last but not least, die son skyn weer. Nee, ek is nie metafories nie. Daar was die afgelope naweek 'n moersestorm in die interieur van die land, okay? Gauteng, Pretoria en Mpumalanga was severe thunderstorms en reën vir dae, letterlik. Anyways, die sonnetjie het weer begin skyn en dit wil lyk asof hierdie storm nie so erg was nie. Ja, ek praat oor die weer, want julle weer is interessant. So, die is net die begin van die sogenaamde stormy season en kom ons hou dit dop. As julle mooi sal onthou het ons verlede jaar selfs 'n tornado in Trinidad gehad. En volgens die weervoorspelling gaan ons nou 'n paar dae van sonskyn hê en hoef ons eers weer oor reën of whatever te worry volgende week, ek dink Woensdag en dan weer die naweek. En vir die van julle wat vra, nee, ek het nog steeds nie 'n nuwe update op Louis nie. Ons weet nie of hy om Weskoppies toe is nie. En die auction was hierdie naweek. Ek het uitgereach om vir hulle te vra hoe dit gegaan het en wat nog oor is. Ons wag vir 'n update. Anyways, julle, dit was nuus in 'n nutshell. Vat groot happies. Bye. En onthou julle, like, share, follow. Ag man, sluit sommer aan by my membership, net omdat julle kan. Frisky Mariski, nuus in 'n nutshell. Bye.